Goeienaand almal, Jaapie hier. Ek wil oor 'n paar onderwerpe praat vanaand, verskillendes. Eerstens wil ek praat oor die fees van ongesuurde brood. Dit is wat ons nou vier. Ons is nou in die week van die ongesuurde brode. Die 15de begin tot die 21ste toe. En dan Pascha was die 14de van hierdie maand, Oktober. En ek het in my ander vorige video's mos vir julle gewys, wanneer is die feesdae, as julle dit so wou vier. En ek het dit nou bepaal volgens waar Kanaan is oorspronklik. En Kanaan is by die ewenaar ondertoe, en so is in die suidelike halfrond. Dan moet jy die feeste begin in die einde van die jaar. En soos ek vir julle gewys het, die son gebruik ons, oorspronklik was dit nog altyd die son gewees wat hulle gebruik het om die feestdae te bepaal. Die maan-idee is 'n nuwe idee, en dis 'n idee wat die Israeliete opgetel het by die Grieke en ook by Babylon. So dit is nie oorspronklik wat gebruik is in die Persians natuurlik. En tydens Joshua se tyd was daar blykbaar drie kalenders wat hulle gebruik het. En natuurlik Joshua sal ons nou die akkurate een van die Bybel gebruik. En dit is die Zadok kalender, of die Zadokite kalender. En dis nou waarna ons ook moet kyk dan. En dit is, die son word gebruik vir die feesdae, om dit te bepaal. So hoe bepaal mens dit? Jy wag vir die equinox. Daar's 2 equinoxe in 'n jaar. Daar's een in Maart, een in September, of rondom Maart, September. En dan moet jy, as Kanaan in die noordelike halfrond is, soos wat hulle sê, by Palestina, dan sal jy dit begin soos hulle dit nou begin in Maart, April, die Pascha, ongesuurde brode en fees van weke. En maar omdat ons nou weet dat Kanaan is in die suidelike halfrond, by die ewenaar ondertoe in Afrika, dan moet jy die September equinox gebruik om te bepaal wanneer is die feeste van Pascha en ongesuurde brode. En dan is een feest van weke. En dan is die feeste van trompette, dag van versoening en tabernakels is dan in die begin van volgende jaar, in Maart, April, daar rond. En dus so ek het natuurlik nou maar vier, ek en my gesin, en daar is 'n paar ander, 'n handjievol mense. As mens dit 'n handjievol kan noem, ek weet nie hoeveel mense doen dit so nie. Maar ek wil dit so akkuraat as moontlik vier, en dis hoekom ek dit ook nou reg doen, omdat ek weet waar is Kanaan. En ek het ons vir hulle gewys waar is Kanaan. So daarvolgens moet dit so werk, want tydens die ongesuurde broodfees het jy ook die fees van eerste vrugte, of die dag van eerste vrugte wat hulle offers bring van hulle eerste opbrengs van hulle vrugte, of wat ook al hulle groei. En mense, dit vind plaas in die somer, en dis hoekom die somerfeeste moet plaasvind met hierdie eerste vrugte offer. En dus moet jou jaar begin met daardie feeste. En dit beteken ons jaar begin dan vir die feeste, nie gewone jaar nie, vir die feeste begin dan in September, Oktober. Want dis dan somerlente in die suidelike halfrond. Of lente somer. En dan die herfstwinter is in die begin van die volgende jaar, wanneer die ander feeste daar is. In elk geval, ek wil 'n bietjie gepraat het oor die ongesuurde brood, en wat ek gevind het, is dat dis 'n tyd van reiniging ook fisies. Want geestelik is dit mos, suurdeeg is sonde, verteenwoordig sonde, en jy moet sonde uit jou huis verwyder, jy moet sonde uit jou lewe verwyder, en dit verwys spesifiek ook na gewoonte sondes. En een van die dinge wat mens kan doen en wat goed is om te doen, is om allerhande ander goed ook uit te sny. As jy nou die suurdeeg gaan uitsny, kan jy net sowel 'n paar ander dinge ook uitsny wat nie gesond is vir jou nie. Nou wat ek doen ook hierdie keer is, ek het ook nou suikers uitgesny. Alle brode natuurlik, enigiets wat yeast in het, en as jy mooi gaan kyk, nee, omtrent alles het dit in. Chips het dit in, chocolates het dit in, of baie van die chocolates en chips, brode,
pasta het dit in. Dis allerhande kose wat jy nou nie gedink het, sit dit in, en die crackers het dit in. Ja, gaan kyk maar, jy sal sien, dit is so. En dan kan jy dit nie eet nie. So, dat wat jy net besef, rising agents is in baie goeders, wat jy dan nie kan eet, en dis ook dan 'n goeie tyd, soos ek sê, om 'n paar ander dinge ook uit te sny dan. En ek wat my suikers uitsny. En die feit van die saak is, daar is ook 'n konnotasie tussen sondes, gewoonte sondes en parasiete. Nou, parasiete werk ook vir die duiwel, as jy nie geweet het nie. Parasiete is ook daar om ons te pynig en die lewe vir ons moeilik te maak, en siek te maak en dood te maak. En die Bybel sê mos, die Lucifer, hy gaan rond en hy soek wie hy kan steal, kill en destroy, né? Nou, dis presies wat parasiete ook doen aan ons. Hulle steel van ons energie en ons gesondheid. Hulle destroy ons liggame en hulle maak ons dood. Eventually, as ons nie dit uitsorteer nie, as ons nie cleanses doen nie. So, parasiete werk hand in hand met Lucifer in die fisiese realm, met die demone. Jy kan hulle maar sien as demone. Hulle parasiteer op ons, en hulle kan jou brein beïnvloed, hulle kan jou denke beïnvloed, hulle kan jou begeertes beïnvloed. En dis hoekom jy daarop ook moet fokus, en dis hoekom het 'n goeie ding is om allerhande ongesonde goed uit te sny, soos suikers en wheat. Wheat en suikers is kos vir hierdie parasiete. Dis hulle hoofkos. Maar hulle is mal daaroor. So jy moet hulle 'n bietjie laat honger raak, 'n bietjie starf. En dan moet jy natuurlik parasiet cleanses doen. Ek het al oor dit gepraat en vir julle dinge genoem wat julle kan gebruik. Maar vir parasiete self spesifiek, moet julle maar self kyk, maar ek het gesien soos daar's 'n klomp goeders, soos selfs cloves wat werk. Ek het vir julle gesê van pineappel en eie saam wat werk. Knoffel, ja, selfs turpentyn, die food grade turpentyn, want dit kom ons van 'n boom af, mense, turpentyn. Maar daar is baie ander goeders wat jy kan gebruik daarvoor, met wat mense, ek wil nie sekere woorde gebruik nie, want dan blok hulle dalk die video. En gebruik jy goed, doen die cleanses, dan kan julle ontslaa raak van hierdie goed wat julle beheer om, en julle daarna dryf om sekere sondes te doen. Ek wil nou 'n stukkie lees vir julle oor van hierdie parasiete wat hulle bereik in jou, as hulle in jou is, hoe hulle jou kan affekteer. En 'n goeie ding om ontslae te raak ook van hierdie goed, of hulle beheer weg te vat, is deur te vas, natuurlik. En soos ons sien, 3 dae vas is 'n baie bekende vas in die Bybelse tyd gewees. En dit is ook spesifieke vas wat hulle gedoen het voor hulle gedoop is. Die mense moes hulle 3 dae vas, en dan kon hulle eers gedoop word, en daar tydens moes hulle ook bid en vas, en dan bevryding kry, en dan word hulle gedoop. En dit is interessant, wat ek ook gesien het op van die video's, is mense wat sommer net gedoop word, en dan manifesteer die bose gees daar in die water, terwyl hulle gedoop word. En ek dink nie, dit is presies hoe Jahwe dit wou laat gebeur het nie. Ek dink Jahwe wou gehad het, die mense moes eers gegaan het, en die vas doen, die bevryding kry, en dan gedoop word. Nie daar, terwyl hulle gedoop word, dan manifesteer bose geeste nie. En ja, daar is video's online wat dit wys. En julle kan self gaan kyk. Kom ons kyk wat sê hulle hier van hierdie parasiet. Spesifieke parasiet wat jy kan kry, wat spesifiek ook in jou brein ingaan, en jou affekteer in jou denke en begeertes. Voor ek dit noem, ek wil net eers iets sê, wat ek gevind het met parasiet reiniging, cleanses, dat as mens op 'n punt kom wat jy die meeste van hulle doodgemaak het en verwyder het uit jou liggaam uit, dat ek het al ervaar dat ek sekere begeertes verloor vir sekere kose, soos vir soetgoed. Byvoorbeeld, skielik het ek nie meer lus vir soetgoed nie. En dit beteken daardie parasiet plaas dit in jou brein
dat jy wil soetgoed hê, of jy wil dit drink, of jy wil dat eet. En dan, as jy die goeters doodmaak in jou, die parasiete, dan skielik is jy nie meer lus vir dit nie. Dit wys net, daar is 'n invloed op jou denke en begeertes deur hierdie parasiete. Kom ons kyk hier, studies suggest that infection with Toxoplasma gondii, die T is nou vir Toxoplasma gondii, can affect the behavior and personality of humans and other animals. En hulle is selfs in insekte ook. And in some cases is even associated with an increase in risky or aggressive behavior. To make matters worse, this parasite is probably one of the most common in host species other than humans, and is the most common parasite in humans. It is thought that 60 to 80% of older people, are infected with this parasite. This aspect is particularly interesting with regard to sexually aggressive behavior, as there is evidence that parasitic infections can cause profound behavioral changes that not only influence individuals' experience, but also have potential social consequences. Ja, en dit veroorsaak ook allerhande ander sociopathic goeters en wat hulle siektes noem, maar wat deur parasiete veroorsaak word. Schizofrenia ook, blijkbaar. Maar hier sien ons seksuele aggressie. Maar ek het ook al gehoor in 'n ander video wat hulle gepraat het oor hierdie parasiete, dat dit kan ook veroorsaak dat mense meer promiscuous is seksueel, meer losbandig is seksueel, want hierdie parasiet wil versprei, en 'n manier hoe hy versprei, of kan versprei, of hy dink hy kan versprei, is deur iemand wat losbandig is, en dit kan 'n groot rede ook dan wees hoekom van die mense so is. Dis hierdie parasiete wat dit veroorsaak. Dit is nogal interessant as mens 'n bietjie daarna gaan kyk. En dis hoekom ek glo hierdie is ook, en deur hierdie fees so daarna te kyk, wys dit 'n dieper betekenis vir hierdie fees, en dat mens hierdie goed moet uitsny, dat dit wys dat daar is parasiete wat ook 'n rol speel in jou sondes, en dat jy dit ook moet uitkry uit jou lewe uit, en dit ook moet onderdruk en verwyder en doodmaak. En ek wil net vir julle hierso wys van nog 'n manier hoe jy dit kan kry. Ek het gekyk, hoofsaaklik deur vleis. By ingesting the parasites, most commonly through undercooked meat, unwashed produce or contaminated soil, maar is maar hoofsaaklik deur vleis. Soos julle sien. En nog 'n manier, by handling cat feces and then touching your mouth. Katte het hierdie goed, mense, en as jy hulle bokse skoonmaak en so aan, kan hy goed na jou toe oorgaan na jou toe. So dit is nogal 'n groot kans dat mense wat katte het en so aan, dit dalk het. En dis dalk iets dan wat jy beslis op moet fokus om te probeer verwyder uit jou. En ek dink dit is maklik om hierdie goed uit te kry nie, want hulle gaan na jou brein toe. En hulle maak cysts op jou brein, vergroeisels in jou brein. En soos julle mos nou gehoor het, hulle beheer jou. Dis nou, dit is nog iets waar julle kan bid aan en gaan kyk, hoe kan julle dit uit julle brein uitkry. Julle kan dalk 'n kombinasie gebruik van iets wat deur jou bloed-brein-barrier gaan, wat soos 'n carrier, wat dan die parasiet cleanse kan ook laat jou brein gecleanse word, soos DMSO, die dimethylsulfoxide, wat in jou brein kan gaan, en as hy jou carrier is vir die parasiet cleanse, dan kan hy dalk daai goeters verwyder uit jou brein, of doodmaak in jou brein. Maar gaan lees maar eers op daaroor as jy wil, as jy belangstel in dit. Ja, en wat was er nog wat ek oor wou gepraat het? Ek net gou hier so kyk. Maar ja, laaste generasie. Dit het al 'n paar keer nou onlangs by my opgekom dat ons is die laaste generasie. Ek het dit ook al vir 'n paar mense genoem, of eintlik maar vir my vrou en my kinders. En ek praat maar so veel met veel mense oor die algemeen, introvert
En ek het geen vriende vir die laaste 30 jaar seker. Ek dink, ek het nie vriende nie. Jou het my mos heeltemal afgesonder vir meer as 20 jaar of meer. Heeltemal afgesonder selfs van familie af, want ek sit in 'n ander land. So ek kan nie eers by my familie gaan kuier nie. Ek het basically my vrou en my kinders. En maar gelukkig my persoonlikheidstipe is dat ek het nie regtig mense nodig om my nie, of baie mense nodig nie. En ek is nou op so 'n punt in my lewe dat ek wil nie eers gaan probeer 'n vriend kry nie, want dit voel vir my soos werk. As jy ouer raak, dan raak jy nie meer lus vir sekere dinge nie. Maar ag, dis hoe die paadjie wat jou my maar laat volg het, wat nee, ek nie 'n probleem daarmee nie. Maar terug te kom na die punt toe. Wel ja. Kom ons kyk gou na hierdie video van Bill Gates. Soos ek gesê, dis die laaste generasie. En ek wil gou iets vir julle wys hier wat hy is sommer duidelik vir ons al lank al van 2010 hierdie mense, die video wat ek vir julle gaan wys. En dit is net 'n minuut of so. Maar dit gee jou 'n klare idee wat was hulle planne van die begin af. En hulle het dit reg gekry. CO2 that you want to get to zero, and that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out. Nou, die hele talk hier so by TED Talk gaan nou oor CO2 en natuurlik is 'n potsnot, dis klomp nonsens. Bome het CO2 nodig en hulle sit dit om na suurstof toe, né? Nou as jy CO2 gaan verwyder, wat gaan gebeur? Dan gaan daar nie bome wees nie. Per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra. But let's... Hy maak 'n grapie want hy weet hy praat van mense wat amper na zero toe gaan vir hierdie CO2 om af te gaan. Want hoofsaaklik gaan dit maar oor mense. As jy kyk na hierso, people, PF, mense, né? En al hierdie ander goed het te doen met mense. Dan sê hy, ja, so een van hierdie goed moet nou afgaan na zero toe en hy praat nou van die mense. Per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra. But let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. But there we see an increase. Ja, daar het julle dit. Hy sê dat maniere wat hulle sal gebruik het dan is die spuite en healthcare en reproductive services. Maniere wat hulle gebruik om populasies te probeer verminder. En die eerste ding wat hy genoem het, die inspuitings, natuurlik, hulle het 'n groot slag geslaan met hierdie biologiese wapen wat hulle gebruik het nou onlangs op die mensdom. En ek glo, want ek dink nogal baie oor hierdie goed en hoe alles in mekaar pas, soos 'n legkaart. En jou gebruik, of jou het Satan nou eers toegelaat om hierdie biologiese wapen te kan loslaat op die mensdom. Nou in die laaste generasie. En daar is 'n rede hoekom ek so dink. Ons is aan die einde van hierdie bestaan van die aarde. Ons is net voor die wit troon oordeel van Jehovah, net voor die slag van Gog en Magog. Dis waar ons is op die tydlyn, mense. Ons is die laaste generasie. As gevolg van die loslaat van hierdie biologiese wapen. As jy gaan opsoek en gaan doen 'n bietjie studie oor daardie goeters wat hulle daarin gesit het en die effekte wat dit op mens het en op die mensdom het, sal julle besef dit is moontlik waar wat ek sê. En buiten dat hulle die mense gebreinspoel het om nie meer te wil kinders hê nie, of het so duur gemaak het dat jy nie kan kinders hê nie, en hulle het ook die vrouens en mans die mekaar opgesweep. Daar's baie video's daaroor, MGTOW, men going their own way, en dan die feminism kant, wat die vrouens die mans haat, en die mans haat die vrouens, en
Nog 'n manier hoe hulle dit verhoed, dat daar meer kinders gebore word. Hulle het allerhande maniere gebruik om dit nou te verminder. En natuurlik ook, soos ek sê, deur die inspuitings. Nou wat gebeur met die mense wat hierdie goed vat? Daar is amper 0% kans dat hulle dan daarna kan kinders kry. Want daardie goed natuurlik blok dit. En dan die RNA in dit verander jou DNA. En as jy dan 'n kind kan kry per ongeluk, dan gaan daardie kind se DNA mos nou nie meer dieselfde wees as 'n gewone mense nie. Wel, dis hoe ek het verstaan. Ek is nou nie 'n kinder op die gebied nie. Maar jy kan maar self daaroor gaan opkyk as jy wil. Maar dat daardie kind dan nie dieselfde DNA sal hê as 'n gewone mens nie. En ja, daar was selfs sprake dat dan jy aan die companies behoort wat die inspuitings verskaf het, as jy dit vat, want dan verander jy DNA, dan sê hulle, dan behoort jy aan hulle, en nie, ja, want dan is jy nie meer 'n human nie, dan is jy nie meer 'n mens nie, en dan het jy nie meer human rights nie, né? Dis wat hulle kwytraak. So duidelik dink hulle ook jou DNA verander, die mense wat hierdie goed gemaak het. En dan, as dit die geval is, dan is die kinders wat dan gebore word, het dan ook nie mense se die, wat is die woord daarvoor? Die sequence, die DNA sequence van ons vandag nie. Want in die DNA sequence het jy mos Jehovah se naam, het hulle dit bewys, het spel Jehovah se naam, maar nou die nuwe DNA sequence dan, van die mense wat hierdie goed gevat het, dan verander dit die DNA sequence, en dan is dit nie meer Jehovah se naam in jou DNA nie. Dan gaan daardie babas dan aan Jehovah behoort, gaan hulle siele hê. Ek het al gedink, gaan daardie babas dan kan siele hê? Ek dink beslis daar is baie mense op die aarde vandag wat nie siele het nie. Mense wat gekloon is, byvoorbeeld. Ek kan nie dink hulle sal siele hê nie, want hulle is klone. En ja, miskien hybrids en allerhande sulke goed mense wat half mens, half iets anders is. Ek kan nie dink hulle sal siele hê nie. So ek dink daar is al reeds 'n klomp mense wat nie siele het nie, maar dat die babas wat dan gebore word van mense wat die inspuitings gevat het, dan ook nie, miskien, ek kan nie sê dit is beslis nie, dan ook nie sal siele hê nie, want hulle het nie die regte DNA sequence nie. Dan beteken dit nie hulle, of dan is Jehovah se signature nie in hulle DNA nie. En ja, so ek dink ons is die laaste generasie, en as jy gaan kyk maar na die geboortesyfers, gaan kyk 'n bietjie oor die hele wêreld, die geboortesyfers, hoe het dit afgegaan, en juis veral in die Israel lande, in al die wit nasies se lande, en waar het hulle hierdie goed die meeste gepush, né? In al die wit Israel nasies se lande. Hulle het dit nie gepush daarbo in Afrika nie, hulle het dit nie gepush in die ander nasies se lande nie. Nie so erg soos wat hulle gepush het in Australië en Amerika en Europa, Engeland, selfs miskien in Suid-Afrika nogal, ek weet nie. Ek weet in Engeland was dit baie erg. Ek moes 'n balkie gedra het om te wys ek partykeer dat ek nie 'n masker wil dra nie. Dan het ek 'n balkie wat sê ek het 'n siekte of something, soos 'n asemhalingssiekte, so ek gaan nie, dra nie altyd 'n masker nie. Allerhande nonsens. Want ek moes mos nou 'n treinry werk toe. Maar ja, hulle het dit baie moeilik gemaak vir mense wat dit nie wou vat nie. En hulle het selfs gedreig om te verhoed dat enigiemand dan nog kan vlieg, wat daardie tyd al, Boris Johnson, en wat nie die inspuitings gevat het nie. So baie mense het dit gevat, uit vrees uit, ongelukkig. Ek het in vorige video's vir julle genoem van goeders wat dalk dit kan verwyder, wat julle kan probeer, gaan kyk maar. Maar, so nie all is lost nie. So dit is die laaste generasie, dink ek. En as ek dit uitwerk met die rekordseisoen van misleiding waarin ons is, het ek dit uitgewerk op, ons is nou so 250 jaar in die laaste, in die rekordseisoen. Nou, rekordseisoen, as jy vat 1000 jaar,
en dan jy deel dit op in die seisoene, is dit 4 seisoene, dan is 'n seisoen so 250 jaar. Partykeer praat die Bybel van 2 seisoene, partykeer 4 seisoene, so maar so 250 jaar. So ons is veronderstel om in die laaste een te wees dan nou. En as ek kyk na waar die wêreld waar op die punt die wêreld nou is, kan ek sien dit is die laaste generasie. Ons staan voor die deur van die derde wêreldoorlog, en die derde wêreldoorlog basically gaan wees Israel nasies teen Gog en Magog. Dis waaroor die derde wêreldoorlog gaan. Al hierdie nasies wat saam met Gog en Magog gaan staan en gaan veg teen al die Israel nasies. Wêreldwyd, Australië, Kanada, Noord-Amerika, Engeland, Europa en Nieu-Seeland. Daardie lande. Suid-Afrika gaan nie veel deurloop nie, want dit het ook te doen met karma. Galasiërs 6:7, wat sê, saai sal jy maai. Ons het nie baie dood en lyding gesaai, soos hierdie ander wit Israel nasies nie. Hulle gaan baie karma kry, en Suid-Afrika natuurlik baie min. Amper niks, maar daar gaan ook 'n suiwering wees in Suid-Afrika. En Nicholas van Rensburg het ook gesê, ons geveg en so gaan van korte duur wees. En dit is verstaane. Ons het nie allerhande nonsens, amper 'n ander woord gebruik, maar ek wil nie lelike woorde gebruik nie. Ons het nie allerhande nonsens aangevang teen die ander nasies, soos wat hierdie ander lande het, soos wat jy vat die Ku Klux Klan van Amerika, en so die swartes aan die bome gaan hang het, en verbrand het, en ja, in Australië het hulle Aborigines, hulle allemaal amper uitgewis, daar so geskiet, gejag, soos diere. Hulle het hulle geklassifiseer as diere op 'n tyd, die Australiërs, die wit Israeliete daar. Ek het selfs 'n foto gesien van 'n wit ou met die koppe van 'n klomp van hierdie swartes agter hom, soos wat hulle koppe sit van diere teen die muur. Dit is daarom tragies, né? Vaderland. En te wys almal wat hy nou doodgemaak het. 'n Ou foto. Kan nie glo, mense so deranged nie. Die pad byster geraak. Maar so het jy in hierdie lande, maar daardie goeters wat gebeur het, Europa nie regtig veel nie. Europa was daar nie regtig baie van die ander nasies nie, hulle was maar meerendeel wit gewees nog al die jare, lekker lewe gehad daarso. Maar nou kom die tawwe tye vir hulle sien nou, is nie so lekker as die ander nasies daar om jou bly nie. Maar ja, hulle het ook maar hulle karma, hulle het ook maar slegte dinge gedoen. Veral ook maar teen ons, né? En dit kom by my laaste punt wat ek oor wil praat. Iets wat jou wel vir my gewys het, ons Suid-Afrika, die volk daar is Josef, ons verteenwoordig Josef in die tyd waarin ons leef. En die karma wat kom ook na hierdie ander lande, het ook te doen met wat hulle aan ons gedoen het, wat hulle aan Josef gedoen het, die seuns, die broers van Josef, hulle het ook swaartuig beleef as gevolg van wat hulle aan Josef gedoen het. En hulle het selfs so ver gegaan om te sê, toe Josef allerhande dinge doen, en sy beker in een van hulle sakke sit, en hulle geld terug sit in hulle sakke, en van hulle gevange hou, en so aan, toe sê hulle, hierdie dinge gebeur met ons, want ons het ons broer doodgemaak. Hulle het gedog, Josef was toe dood. Maar natuurlijk was hy toe nou nie dood nie, maar hulle het selfs toe dan gedink, dat Jahwe het 'n curse op hulle geplaas, en hulle ervaar nou daardie karma, want wat hulle aan hulle broer gedoen het. Nou hierdie wêreld, hierdie ander Israel nasies, gaan dit ook besef een of ander tyd, as gevolg van wat hulle gedoen het aan hulle wit broers en susters, daar in Suid-Afrika, met hulle, al die goed wat hulle gedoen het, jy mag niks met hulle onderhandel het, jy mag nie goed aan hulle verkoop het nie, jy mag nie by sport gedoen het saam met hulle nie, en dan agteraf wat hulle allerhande ander goed en slegte organisasie ondersteun het, teen ons volk, wat beklei teen ons volk, die kommunistiese regering en so aan. Al daardie dinge gaan terugkom na hulle toe. Nou, alles wat hulle in die geheim gedoen het, Jahwe, dit alles raak gesien. En ja, dit veroorsaak hierdie karma, hierdie slegte dinge om te gebeur. Maar ek dink Australië, Nieu-Seeland en Amerika gaan die ergste deurloop van hierdie Israel nasies. Europa minder, want hulle het minder sleg gedoen aan ander nasies as Amerika, Australië en Nieu-Seeland.
En dit word ook bevestig deur 'n ou van Nieu-Seeland wat drome gekry het hieroor. En hy sê ook so, hy sê ook dat Australië, Nieu-Seeland, Amerika gaan meer deurloop as Europa. En ek stem saam. En hy sê ook dat Suid-Afrika gaan nie baie deurloop nie, want hulle het baie min karma. En ek stem daarmee ook saam. So dit korreleer maar met wat ek nou sê. Maar ons is 'n tipe van 'n Josef in die tyd waar ons leef. Ons broers het ons in die rug gesteek. Hulle het ons te nagekom. Ja, en ons onthou dit vandag nog, hoe hulle ons te nagekom het. En ons gaan sien Jehovah se oordeele oor hierdie mense wat dit gedoen het, oor hierdie nasies wat dit gedoen het, eerder. Nie die mense nie, hulle het nog lekker geleef daarna en is nou al dood. Maar ja, ons is die volk waar, soos Josef dan, hoekom ons ook nog Josef verteenwoordig is, ons gaan die plek wees waar hierdie ander Israel uitverkorenes by mekaar gaan kom, net soos wat Josef toegelaat het sy broers daar by mekaar kom in Egipte, en daar kos kan kry, en daar hulle weiding kan hê en alles. So het hy vir hulle 'n heenkome verskaf, Josef, in die Bybelse tyd. Net so gaan ons, wat Josef, die tipe van 'n Josef is, weer eens 'n heenkome verskaf vir die Israel volk in Suid-Afrika. Ja, so, nou weet julle wie is julle, en ons is in die tronke, ons is die ouens wat so slawe is, en in die tronke is, en swaar het, en want ek het met my vrou hieroor gepraat, en sê nou, hoe is dit regverdig, dat hierdie ander nasies so geseënd is, nog vir baie jare, vir party van hulle selfs so 100 jaar of meer, behalwe as jy nou van hierdie groot wêreldoorloë insluit. Buiten dit nou, het hulle baie vooruit gegaan, maar nie in Suid-Afrika nie. Suid-Afrika het nie so periode gehad regtig wat hulle so geseënd was nie. As ek kan dink, daar was miskien 'n periode van so 30 jaar, 40 jaar, wat ons regtig geseënd was. Vergelyk met hierdie ander lande, is dit nie 'n druppel in die emmer nie. En dan voel mens half dis nie regverdig nie. Maar as mens verstaan wie se rol jy vervul in die tyd van ons leef, dan maak dit 'n bietjie meer sin. As mens weet, jy is die Josef in hierdie tyd, en dat die slegte dinge moes gebeur het met Josef eers, en toe het Jehovah hom verhoog en verhewe, en net so gaan hy ons ook weer verhoog, en die ander nasies gaan na ons toe stroom, en pleit en vra dat hulle by ons, of in Suid-Afrika kan bly, en ek dink baie van hulle gaan ook sê jammer vir wat hulle gedoen het, vir wat hulle lande gedoen het, nie hulle self nie, maar hulle lande, en hulle gaan sleg voel daaroor. Maar die feit van die saak is, ons is die Josef in hierdie tyd. En ja, die ander ding wat Josef moes gedoen het, hy moes sy broer vergewe het, né? Julle moet dit onthou, ons moet die ander nasies wat ons te nagekom het vergewe. Jou was al met hulle deel. Jy hoef nie met hulle te deel in jou koppie altyd daaroor te dink en top en so aan, nie? Want dit is sleg vir jou. Vir jou moet jy hulle vergewe, vir jou onthaalwe. Nie vir hulle, nie vir jou onthaalwe. Vergewe hulle, jou gaan nog steeds met hulle deel. Hy gaan hulle nog steeds straf vir wat hulle gedoen het, daar die nasies. Jy hoef nie daaroor te worry nie. Maar van jou kant af, spreek, vergewe hulle. En ja, in elk geval moet mens altyd met 'n hart van vergifnis deur die lewe gaan, want soos Joshua gesê het, jou het ons van baie meer vergewe as wat ander mense aan ons gedoen het. So, dan moet ons bereid wees om hulle ook te vergewe. En ek dink hierdie video raak nou lekker lank. Dis wel waaroor ek wou gepraat het. 'n Paar verskillende idees en goeters. Geniet julle dag verder. Ek sal maar nog kyk na die Galasiërs reeks, Galasiërs 3, 4, 5, 6. Groete verder vir julle. Totsiens.